hoekom is ons vanoggend hier? Ja, ons te verwagting. Dis hoekom ons kom. Ons te verwagting om iets op 'n manier te connect met ons maat. Elke mens het hierdie begeerte. Party mense het dit genoem, hierdie gat in ons hart. Dit is nie altyd bewus daarvan nie, alle mense, reg oor die wêreld. En dis hoekom ons hier is. En die Here wil ons altyd, jy weet, ons het nou in die week dit is so 'n beplanningssessie gehad. Dit is vir wie elke slag wat ons van hier uit die kerk uit weggaan. En jy gaan nie met hoop uit. Dan dink ek dit is hele ding gemis. So dis hoekom ons hier hoop te kry by die een wat hoop raak. By die droomgewer. En ek het hierdie pragtige vers in die week gelees. I will give you rain in due season, and the land shall yield her increase, and the trees of the field yield their fruit. I will give you rain in due season. Op die regte seisoen sal die increase kom. In die regte seisoen sal dit waarvoor jy hoop, en dit waarvoor jy bid, op die regte seisoen sal dit gebeur. Maar as jy nou 'n boer dophou of self al iets geplant het, dan as jy agterkom, goed gebeur nie net van self, behalwe onkruid. Daar is seisoene, God het seisoene ingebou, ook in ons lewe, soos die natuur. En die eerste 2 seisoene, jy weet, jy moet ploeg. Ek en jy, dis ons werk, ons moet ploeg. En ons moet die saaiwerk doen. God sorg vir die increase. Hy sorg vir die water, vir die reën, en hy sorg vir die vrugte. En dis altyd baie meer as wat jy doen. Sit een saadjie in, en daar's net 'n vermenigvuldigende reaksie wat gebeur. Ons, dikwels, jy weet, sit ons met hierdie ding, ons wil altyd graag, net ons wil by die oes deel. Dis wat ons wil wees. Maar dan nie geploeg word. Dan nie geplant word nie. Kan daar nie jou oes kom nie. Maar wat God sê is, hy sal verseker, sal die oes kom. En ek is so geraak, jy weet, en ek dink volgende week gaan ek het speel, ek voel nou amper, weet nie of ek dit moet sê nie, maar weet, ek nou gisteroggend toe met die manne toe ry, toe speel Abba se liedjie, I Have a Dream. Nou, ek luister nooit goed se woorde, om een of andere rede luister ek nie goed se woorde, of ek hoor van die woorde helemaal verkeerd, en dan soos gister, dan kom ek agter, ek weet wat die woorde eintlik is, oor hierdie ding van droom, en ons almal het droom, almal het droom, moet nooit ooit opgee, nooit opgee, in due season, God sal dit vir jou gee, en in 'n sekere sin, is hierdie oomblik vanoggend, is ook 'n due season. Dis nou net omgedraai. Vanoggend wil hy saad in jou hart plant. En dit sê ook sal altyd in die geval. So die ingesteldheid wat ons moet hê, die gesindheid, is om nou te verwag. Net te verwag. So hoe is dit doen ons dit maak ons oor toe? Haal ek 'n diep asem, laat stadig uit. En dan sal jou gebed vanoggend so wees. Here, ek wag op U. Net dit. Here, dankie dat daar by U altyd meer is. Daar's altyd meer liefde. Daar's altyd meer versorging vir ons. Altyd meer vergifnis. Altyd meer hoop. Altyd meer geloof. Dankie dat U Uself aan ons openbaar as 'n Vader wat sorg vir sy kinders. En Here, dankie dat U in ons week ingebou het, hierdie Sondag. Waar ons net kan rustig raak en afskakel en net kom rus by U. Vrede kom kry, hoop kom kry, nuwe stuk geloof. Jy ken vir elkeen van ons wat as hier sit en staan. En ons weet nie hoe dit werk nie, maar dit is so. En dankie dat ek nou kan bid, dat die
die stukkie honger wat elkeen van ons nou het, en die het ons. En elkeen sin verskil dalk van mekaar. Maar dat U hierdie honger sal kom stil volg. En wanneer ek by die deure uitstap en by die hek uitreik, dat ons met 'n nuwe glinstering in ons oog en 'n nuwe warmte in ons hart ons weg, omdat ons 'n ontmoeting gehad het met die een wat ons gemaak het en die een wat beloof het dat hy altyd by ons sal wees. Amen. Vandag is die laaste in die reeks waar ons oor giftige goed praat. En dit is alles praktiese goed, weet. Ons het gepraat oor giftige gedagtes, giftige invloede, giftige verhoudings en ja, ook selfs giftige godsdienstvlede. En vandag oor giftige woorde. Die ding is dit, God wil vir jou en my 'n wonderlike, mooi lewe gaan ingee. Dit is so. Ek meen, net die feit dat hy sy seun gestuur het, sodat ons verseker sal weet, hy is regtig lief vir ons. Dit is waar, dis die een kant. Aan die ander kant, lewe ons in 'n wêreld waar daar baie gif is. So wat het God gedoen? Wat doen hy? Hy praat oor die giftige goed in sy woord. Duidelik. Jy hoef nie afleidings te maak nie. Dit staan woord vir woord daarso. Sodat ook hierin ons die liefde vir ons kan sien. En sodat ons lewens net wonderliker sal wees. En die gif waar ons vandag praat, dink ek persoonlik, dit is die dodelikste en die gevaarlikste van al. Ek dink regtig so. Jy kan giftige gedagtes kan verander word. Ek meen jy verander jou gedagtepatroon. Dit kan verander. Giftige invloede, jy kan jouself distansieer daarvan. Jy kan sorg dat jy nie daardeur beïnvloed word nie. Nie in sulke omgewings kom nie striepe van goed kyk, weet wat dit ook al is. Giftige verhoudings. Die meeste van daai goed, soos gesê, behalwe as daar emosionele of fisiese mishandeling is, dan kan alle ander verhoudings kan baie mooier raak as wat dit was. Dit kan verander. Godsdienst kan verander. Jy kan vrykom. En dis 'n wonderlike vryheid wat jy kry as jy vrygekom word van giftige godsdienst. Maar giftige woorde kan jou lewe lang kan jy daai gif met jou saamdra. En dit kan jou hele lewe vergiftig. Dis iets wat ek sê. Die tong het mag oor lewe en oor dood. Die tong, jou woorde, het mag oor lewe en dood. Dit kan lewe gee of dit kan dood maak. Jakobus, ek het dit nou nie daar opgesit nie, maar Jakobus praat. Hy sê dis soos 'n vuur wat hier begin en wat versprei en vernietig. Ek dink nou kyk daai vuur in Kanada. Dit is onbeheerbaar. Ons woorde het mag oor lewe en dood. Positief en negatief. Woorde die mag om op te bou en om te verhelder, lig te brand. En dat hy die mag om dood te vernietig. Woorde kan skep of dit kan vernietig. En die probleem waarmee jy sit, word ook genoem. En toevallig ook in Spreuke. Wat is die probleem met die goed? Dit is Spreuke, van die ondersteun weggekom. Hier is die probleem, dis waar die probleem ontstaan, dis waar die probleem inkom. Prakties. Praat sonder om te dink, kan soos dolksteke wees. Wyse mense bring genesing op wat hulle sê. So wat hy sê, dis omdat mense nie dink nie. Nou
Moenie nou hier jou aandag, moet nou nie dink nie, wat jy ook praat, maar dit is my algemene goedie. Hierdie is dood ernstige sake. Hoekom jy dalk nog gedink, dit is nie, omdat dit so prakties is, so eenvoudig is. Dat jy vandag hier kan uitstap in hierdie geneesende woord wat God vir ons wil bring, hierdie bevrydende ding, hierdie ding wat kan lewe vir ons bring, dat jy het gaan mis. En dat jy langer gaan gif in jou ronddra en verder bydra tot vergiftiging van ander mense. Gif gebeur wanneer mense nie dink. Dis die negatief. Die positiewe, wanneer daar genesing kom en vryheid kom deur woorde, is wanneer mense dink. Daar staan dit. Wie mense is wyse mense. Dis mense wat dink. So dink voor jy praat, as jy terugdink oor jou lewenspad en die woorde wat mense gesê het, wat jou seer gemaak het, soos 'n dolksteek. Waarskynlik die ou het net gedink. As jy ook terugkyk oor jou lewe en daai een woord wat iemand vir jou gesê het, dit kan een woord wees wat jou opgelig het, wat jou na 'n volgende vlak toe gevat het, waar hy droom van jou weer lewend gemaak het. Dit is iemand wat gedink het, wat wys was. Want jy sien, hier is die ding, dolksteke maak jy net seer en dit laat letsels. Jy jou merk kry, ek het nou nog merk het op 'n kind van my lyf, waar ek my vir ongeluk seer gemaak. Dit op 'n manier, weet, breek dit iets in jou. Jy vergeet dit dalk, hier in jou onbewus en loop daar vir jare aan. En dit breek iets binne in jou. Jy weet, en ook dit, staan net so. The tongue that brings healing is a tree of life, but a deceitful tongue crushes the spirit. Dit breek mense se gees. Anders begin praat met mekaar. Veral met ons kinders. Ek het ook kinders groot gemaak. En ek weet dat ek op party slaas ook kwaad geraak, jy weet, en dan sê ou goed, en jy weet, vir jou is dit nie so erg nie. Maar vir daai kind, jy weet, hy weet jy is konflikt, maar ek ben, daai negatieve ding, en terwyl ek sommer aan dit ook dink, jy weet, ek het dit nou nie eens hier neergeskryf. Wanneer jy goed met sport te doen, of met skoolwerk, dis so maklik om te sê, weet jy is so stupid dom. My familie is so dom, waar kom jy vanaf? Mense sê dit vir hulle kinders, hulle is lief vir hulle kinders. Beklei jy, as jy die kind hier by die skool aflaai, sê jy beklei die ouers, julle, ek kan ons is ook net mense, maar dink, hy kinders dra reg, sy lewe lang, oor sport. Ek het gesien hoe ouers, maar staan hier arme mannetjie met 'n cricketkolf wat hy slaan. Die pa gebruik is het woord, want die kind sê nie kan hoor. Paas, maak net so. Dat nie jou kind sien, hy krimp in mekaar. Dis ook woorde, ons liggaamstaal is ook woorde. So praat. Ons lewe in 'n woedende samelewing. Mense praat in hulle karre met hulle vingers met jou. Weet? Ja, ek het net daar gesteek, en mense, dit is verskriklik die woede wat daar is. En hoe kom dit tot uiting? Met ons monde, met ons vingers, met ons liggaamstaal. En hier is die ding. Volgelinge van Jesus, of jy dit nou wil weet of nie, ons moet anders leef en anders praat. Different. Dis wat ons moet wees, nie beter as ander mense nie. Anders is slegter. Ons moet different wees. So raak wys, dink voor jy praat. Almal raak kwaad, die Bybel staan daar. Wanneer jy kwaad word, nie die dag kwaad afsluit. So hy sê nie, mag nie kwaad word nie, hy sê, jy gaan kwaad word. Maar wanneer jy kwaad, moenie sondig nie. Nie dou vat na ons nie. Ons moet dink. Ek het 'n nuwe ding
wat nou hier in my kop posgevat het. En dit gaan oor 'n gemeente, 'n gemeenskap van gelowiges. En ek meen ons moet anders leef. En ons moet anders praat. En veral met ons kinders en voor ons kinders. Die probleem kom wanneer ons nie dink. Dan sê ons onwyse goed. Goed wat spirits, wat mense sê, daar staan spirit crush. Dit geesbreë. Ons moet anders leef. Ons moet anders leef. Ons moet anders praat. Die ander kant is waar. Die onderste versie. But the deceitful tongue crushes the spirit. Wat staan voor? The tongue that brings healing is a tree of life. 'n mooi ding wat jy vir 'n mens sê. En veral weer vir 'n kind, vir 'n jong mens. Dit kan soos 'n boom groei in sy lewe, wat uiteindelik skade weer gee vir ander mense vorentoe in sy lewe, waar daar vrug gedra. Dis wat daar staan. 'n wyse woord. 'n wyse woord. Dink daaroor na. En jy sien hier is 'n interessante ding. As jy nou al die verse gaan vat en al die ander wat nou nog in die Bybel, daar baie ek was verstom. Hoeveel word hieroor gepraat? Jy kan dit nie glo nie. In al die verse word daar die negatiewe en die positiewe genoem. Kyk bietjie daar. Al wat gepraat van die lewe en vir die dood, elke slag, positiewe en die negatiewe. Wat beteken dit vir ons in praktyk? Dat daar albei van albei gepraat word, negatief en positief. Die goeie en die sleg, die dood en die lewe. Baie eenvoudig. Ek en jy het 'n keuse. Of dood of lewe. Of vernietig of opbou. Ek en jy die keuse. Die volgelinge van Christus Jesus. Wat deel aan God se werk en die bou van sy koninkryk op aarde is veronderstel om te kies vir lewe en vir genesing en vir hoop. Ek en jy het 'n keuse. So die res van die boodskap gaan ons oor twee goed praat. Die een ding is woorde wat aan jou gedoen word, wat vir jou gesê word, wat jou afbreek, wat jou vernietig. Die tweede deel gaan oor woorde wat ons uitdruk. Woorde wat ander mense vir ons sê. Ons kan dit nie beheer. Ons het nie beheer oor dit wat ander mense vir ons en van ons sê. Daarin is geen beheer. Waarin dit is wel beheer. Ons het beheer daaroor wat dit hier aan my doen. Ek en jy het beheer daaroor 100%. Hoe beïnvloed dit my? Ek het die ding al vertel. So 'n paar maande voordat ek net begin het. Dit was nog net 'n idee gewees, maar ek dink toe al begin weet, iets gaan gebeur, weet nou nog nie waar en wat en so nie. En ek dink dit is nou baie goeie idee om na 'n man toe te gaan wat baie slim is, en geleerd is, respek vir hom, doktersgraad en alles. En hy het te doen met ouens wat nou kerke plant. En ons ken mekaar vir jare. Ons gaan sit by hom baie op en vertel van eers hierdie nuwe kerk te plant, te begin en weet en so en so. Ek is na al die jare is ek nog steeds 100% seker, ek was besig met my tweede sin. Dis sê my François, jy moet asseblief daarvan vergeet. Vergeet daarvan. Jy moet ten minste, jy weet, die tipe van musiek ding hê, jy moet kan hierdie en hierdie noem die goeie so op. Maar kyk, jy het ook geleer, wat sê die boeke? Wat moet ou nou doen? En te sê ek vir hom, en dit is wel bietjie teen my aard, te sê ek, nou, het jy 'n vuur in my aangesteek. En ek glo dis die Here wat dit gedoen het. Dan stel jou voor. Stel jou voor. Ek het hom daai dag geglo. Ek het daai dag geglo wat hy vir my gesê het. Ek het nie beheer daarop gehad dat hy dit vir my sê. Beheer gehad oor wat ek daarmee gemaak.
Stel jou voor, 6,5 jaar terug het ek hom geglo. Alina? Ek en jy het nie beheer. Wat mense sê, ons het beheer. Dit wat ons in ons harte weet, hoe God ons sien. En oor die drome wat hy vir ons gee. Daaroor het ons 100% beheer. So die eerste ding sou wees, jy beheer oor wat jy moet dit maak. En die tweede ding is, waar ons beheer het, en wat ek dink wat pas by gelowiges is om mense wat gif versprei en wat jou vergiftig, jy moet hulle vermy. Kom weg van daar. Wat het ook al vir jou beteken? Is dit nou in lyn met wat 'n Christen doen, wat 'n gelowige doen, volgens vir Jesus, om mense dit te vermy? As oor giftige verhoudings gepraat het ek 2 gedeeltes genoem in die Bybel, waar dit staan, onder andere Jesus. Behalwe dat die skrifgeleerdes en die fariseërs wat groot gifsaaiers was vir my het hy toe die 72 disippels uitgestuur. Hy sê vir die mense, as julle in 'n dorp kom, en julle vertel nou, bring nou hierdie goeie boodskap van die seun van God wat onder ons kom woon. En hulle neem nie julle woorde aan nie. Julle moet self die stof van julle voete van daai dorp afskud. Wat sou gebeur het met daai disippels? Nee, maar hulle wil so graag, nou bly hulle by ons, nou bly probeer hulle oortuig. Later gaan hulle daai op ons glo. Dan sal hulle vergiftig. Ander voorbeeld. Jesus sê vir die disippels, ek gaan Jerusalem toe, want ek gaan sterf daar. Petrus staan agter. Hy sê nee, Here, dis nooit gebeur nie. Die presiese woorde soos, ek kan net nie nou die teksgedeelte onthou nie, ek kan dit gaan kyk. Jesus sê vir hom, Satan gaan weg agter my. Wat ek hom gesê het. So, die punt is, wat ek sê is, jy kan beheer nommer 1 wat dit hier aan jou doen, en jy kan besluit om dit uit te sny, en te aanvaar wat God oor jou sê. En die tweede ding is, wanneer mense vir te lank gif rondom jou saai, dan moet jy weggaan. Want dis die ding van gif. Jy word vergiftig. En dit het 'n dodelike effek op jou lewe, sê die Bybel. Ek het in daai tyd, toe lees ek die boek van Rick Warren, die tyd toe die slim ou vir my gesê het, ek is 'n bietjie useless om nou soos te doen. Die boek van hom, The Purpose Driven Church, gaan oor die kerk. En daar sê die ding, love everybody, but move with the movers. Love everybody, but move with the movers. As mense langdurig negatief is, ek moet dan met julle, hoe logies is dit nou? Dit is ons nou logies. En daar het ek op. Praat sonder om te dink, kan soos dolksteke wees. Nou mense by wie, wyse mense bring genesing met wat hulle sê. Dink voor jy praat. 3 praktiese voorbeelde. Ons moet prakties wees. Jy moet in die Bybel lees, al goed klink ons so mooi en reg, maar ons moet prakties wees. Ons moet daar goed gaan leef. So praktiese voorbeeld nommer 1. As dinge sleg gaan in jou huwelik, is die kans 100%, 100%, dat daar meer giftige woorde gepraat word as wyse woorde. Dink mooi daar. Jy vanmôre hier sit, jou verhouding, jou hele verhouding, dit gaan sleg daar. Hier is die eerste plek waar jy kan begin. Maar die kans is 100% so, dat daar meer gif gesaai word met woorde, liggaamstaal, as dat daar wyse woorde is. Verander die woorde en die verhouding van. As jy sukkel in 'n verhouding met 'n tienerkind het, as
die kans 100%. 100% dat daar meer giftige woorde tussen julle is, as daar wyse en genesende woorde. Ander die woorde en die verhouding van. Dit is so prakties soos dit. Op 'n ander praktiese vlak, ek het nou vir die manne, ek gaan dit baie kort doen, so ek kan nou nie kom lees oor dit. Maar ek dink dit is belangrik, julle, want ek kan nie meer genoeg sê, ons moet, wanneer ons die Bybel lees en nadink oor God se woord en sy woorde, dat ons moet prakties wees oor die goed. Ek dink dit is omdat dit nie prakties genoeg is nie, dat gelowiges dikwels net soos ongelowiges praat en optree. So, hier is hierdie prent. Nou, dit het te doen met hoe daar's 'n vrou se brein, hulle meer daai rooi goeders is waar bloed nou vloei. So hulle sê nou jy weet, as jy sê vir die persoon uit hierdie elektrodes op sy brein, nou sê hulle vir hom, jy weet, praat. En nou, die oomblik as hy praat, dan vloei die bloed nou daar, so hulle kan nou sien, waar sit die sentrums van spraak. En dis 'n vrou se brein, daar is 'n man se brein. Ek kan sien die man se brein is heeltemal onderontwikkel, die vrouens is oorontwikkel. Nou, dit is realiteite, dis die praktiese realiteit. So, en dit kom nou maar daarvan af, baie vinnig, in die oertyd toe ons breine begin ontwikkel het die mans buite gejag, op in die oopveld, daar, ver, jy weet. Jy kan ons nou nie chat en praat, as die bokke nou daar, jy bly stil. Die mans het vir dae agter die diere al beweeg, vir dae het stil gebly, en hoogstens handtekens gewys. Maar vrouens was hier in die grot in die klein ruimtes, en hulle moes goeie kommunikasievaardighede, want kom vrouens by mekaar, so jy met hulle moes lekker gepraat het, en die ook kindertjie weer gepraat het, hulle het altyd gepraat, en dit het letterlik, dis nie iets wat ek uitgedink het, dit is werklik so. Hulle het 2 prominente sentrums van spraak, vrou. Prominent. So, die kanse, omdat vrouens ek wil amper sê die anatomiese geneigtheid het om maklik en baie te praat, moet julle dames baie versigtig wees. Baie meer dink voordat jy praat, as man. Dit is mos nou logies. Dis hoekom Spreuke sê, jy weet, praat van 'n vrou wat almekaar, hy is so gedruk in die nag het 'n dak uit. Jy weet nie lelik nie, daar so is dit. En Salomo sê dit, die wysste man wat ooit geleef het. Ons moet prakties wees. So dames, asseblief, dink net 'n bietjie langer voor jy praat. Want die goed kom uit, weet voor jy gedink het, is dit al klaar uit. En hierdie ding, jy weet, lei uiteindelik daartoe, kyk, dit is nou die probleem. Hoe meer jy 'n ding doen, hoe meer raak dit jou voorkeur manier van doen. Die Engels is jou default manier. Jy tree later outomaties so op. So as jy nou klaar die fisiologiese make-up het om baie invinnig te praat sonder om te dink, en jy doen dit vir te lank aan mekaar, en niemand, jy weet, sê dit, wag net 'n bietjie, jy weet, daar's nie so iets wat gebeur nie, dan raak dit jou default manier van praat. En dan kom hierdie lelike goed, jy weet, in hierdie woordeboek gebeur wat jy gebruik, ek vind dit draak later jou voorkeur manier. En dan eindig het later, daai verhouding, so. Ernstig. Die mans, ons manne, ons praat nie maklik. Normaalweg. So, wat ons moet doen, is ook mooi nadink. Wat is die tipe goed waarom ons praat? Is dit die hele tyd instruksies van mans, hou weer van instruksies, gee en instruksies ontvang. Vrouens nie. Dink net voor jy met jou vrou praat. Hoe sê jy dit? En dan skeduleer jy, omdat jy van nature nie maklik praat nie, nie maklik kommunikeer.
dan skeduleer jy in jou dag, prakties, en in jou week, en in jou jaar. Skryf jy in jou dagboek. Woensdag stuur ek vir my vrou WhatsApp. Om vir haar te sê, ek is so lief vir jou. Wat bedoel jy? Sê dit vir haar. Moet dit sê. Dit gaan 'n sagtheid in jou hart bring. Dit gaan 'n sagtheid in haar hart bring. Ek vergewe jou. Jou pad ry. Ek verlang na jou. Sê dit vir jou vrou. Jy hoef nie te babbel. Sê mooi goed vir mekaar. Bou mekaar op met woorde. Spreek lewe, spreek vry. Seën mekaar. Bemoedig mekaar. In Hebreërs staan dit so mooi, en ek het dit nou weer in Engels. And let us consider one another in order to stir up love and good works, not forsaking the assembling, as is the manner of some, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Nou wat hy sê, is consider, neem mekaar in ag. Stel jouself in jou vrou se skoene. Stel jouself in jou man se skoene. En jou kinders, consider each other. Dit beteken, probeer agterkom. Sy lyk nou nie lekker. Probeer agterkom wat dit is van mekaar. En nou moet jy dit stir up love and good works. Deur die positiewe, deur die lewegewende goed met mekaar te praat. Wek jy, as jy mooi praat, positief praat, lewegewende woorde gebruik, liggaamstaal gebruik, dan stir jy liefde en goeie werke op. Dis gelowiges. Gaan nou net daarby uitkom. Die exhorting beteken each other, sodat dit sal gebeur. So jy consider, jy dink na, jy's wys, né? Dink vir jy praat, jy's wys. Jy consider, en dan stir jy up love and good works, and exhorting one another. En dan sê hy, kyk, daar praat hy van brethren, dis gelowig. Daar kom die woord, exhort weer voor. One another. Hoe? Tyd. Elke dag. Elke dag. Nie elke dag woede stuur en slegte goed en negatief. Liefde, goeie werk. En ons doen dit met ons mond en met ons liggaam. Dit is wat God van ons verlang. En ek het begin om te sê, hy wil vir ons 'n goeie lewe hê. Hy wil vir ons 'n goeie lewe gun. En hier is die instruksies vir 'n gelukkige lewe, verhoudingslewe. Gaan doen dit, daily. En dit sal duidelik word, dat jy lewe gee en nie die dood. En dan die laaste. Die laaste is, wie is die een wat dikwels die lelikste goed vir jou sê? Die negatiefste goed, die giftigste goed vir jou sê, is jyself. Jy moet ophou. Dit kras jou siel. Daar's navorsing gedoen, hoeveel woorde sê 'n mens elke dag vir jouself? Ek kan nie. Dit gaan nie uitwerk. Dis gif. Dis gif. Ek het ook hierdie boek geskryf, ek moet net ietsie lees uit die tyd. Toe vang ek myself, hier skryf ek nou oor dit, oor selfspraak, negatiewe selfspraak. En toe kom ek agter, want ek het 'n spertyd gehad, wanneer die ding moet klaar is. En toe begin ek vir my goeie self sê, soos ek gaan nie klaar kry nie. Ek werk te stadig. Ek gaan nie betyds wees nie. Hoe sê ek, maar ek doen presies wat ek vir mense wil sê, wat hulle nie moet doen. En toe verander ek. En ek dink dit is hoe jy negatiewe selfspraak vir jouself, jy nie vergif om dit om te swaai. Dis om die positiewe goed vir jouself te sê.
So ek het 3 goed vir myself gesê. Skeduleer, ontspan en dis lekker. Maar dit was my lekker, maar dit het my sleg geraak. Die oomblik toe ek hierdie negatiewe goed vir myself begin sê, toe raak dit my sleg. En wat toe gebeur, toe sit soos 'n kat op 'n warm plaat. Al wat ek gedoen is skeduleer weer tye. Doen dit reg. So sê vir jouself mooi goed. Sê vir jouself mooi goed. My lewe is gevul met vrede en liefde. Dan praat jy mos nou mooi met jouself. Maar dis die ander ding. Jy kan nie 'n negatiewe en 'n positiewe gedagte gelyktydig in jou brein hê. Dink op dit. Jy kan nie op een oomblik tegelykertyd gelukkig en ongelukkig wees. Jou brein kan dit. Hy kan net een so 'n gedagte op 'n slag vat. So die oomblik as daai negatiewe ding inkom, dan vervang jy met 'n positiewe. Jy kan vir jou goed sê, soos ek droom het God vir jou gegee. Wat dit nou? Ek is tot alles in staat deur Jesus Christus wat my krag gee. Jy kan goed sê soos ek word bonatuurlik beskerm en gelei. Die oomblik as jy bang raak en vir jou sê bang goed hierbo begin praat. Die oomblik as jy jouself uitvang moet. Jy moet jouself uitvang, gereeld, daily. Oomblik as jy vervang dit met 'n positiewe ding. Maak dit so prakties soos dit. Gaan dink 'n paar goed, paar teksverse, 'n paar van die goed. Sit dit, dra dit jou sak. Oomblik as jy bewus word van negatiewe ding, dan sê jy dit. Ek word bonatuurlik beskerm en gelei. Ek is die positiefste mens wat ek ken. Gaan maak vir jou lys van die goed. En praat met jouself. Mooi. Spreek self. Lewe in jou eie lewe. Want hierso is ook die waarheid. Dit raak ook 'n voorkeur manier van dink en praat met jouself, 'n default manier. Hoe meer jy negatiewe goed vir jouself sê, hoe meer jy gif saai in jou lewe, hoe meer raak dit 'n default manier. En swaar dit om, verander dit. Julle, ek dink dit is wat dit. Dis dit. So ek dink wat oorbly is dat ek en jy nou elkeen stil raak by jouself. En ek dink dat ons begin. Dat ons begin om vir Here te sê, Here vergewe my. Maar ek in 'n onnadenkende oomblik of 'n bewustelike oomblik iemand seer gemaak het. Selfs al weet ek. Gebruik u goddelike uitvee om dit uit daai persoon se gedagtes uit te haal. En dan bid jy. Dan bid jy oor jouself dat jy 'n volgeling van Jesus Christus sal wees. In jou woorde en die manier hoe jy met jou liggaam oorkom na ander mense. Vra vergifnis. Bid vir sy goddelike uitvee. En dan bid jy dat jy soos volgeling van Jesus Christus sal dink en sal praat. Amen. Wat 'n aangrypende verklaring woorde wat ek nou gesê het. It is well with my soul. En dit is wat God se wens vir jou en vir my. Regtig. Dat dit goed sal gaan. En my laaste woorde van die reeks gaan so wees. Ek begin of gaan dit doen met die woorde waarmee ons begin het. Van Jesus wat in Johannes 17 net voor die opvaar hemel. Wat doen hy? Hy gebruik woorde, hy praat met sy Vader. En hy weet hulle gaan nou alleen hier agterbly. En dan bid hy. Ek bid nie dat u hulle uit die wêreld moet wegneem nie, maar dat u hulle van die bose moet bewaar. Van gif. Dis hoe lief ons is. En mag die Here die woorde van die afgelope 5 weke gebruik waar ons nou teruggaan na die, amper sê die regte wêreld. Dat ons genesing sal leef. Dat ons genesing en heling sal leef. Dat ons verandering sal leef.
nie omdat ons beter is. Dis kinders van die Vader. Daarom is ons different. Die seënbede wat ek gaan uitspreek, is ook die mense so gegaan het. Uit Egipte na die nuwe land toe. Die beloofde land. En op pad. Moes hierdie seënbede oor hulle uitgespreek word deur Moses na Aaron. Dit het so geklink. Ek vat dit vanoggend vir jou baie, baie persoonlik. Die Here op hierdie pad van jou in die wêreld. Die pad van 'n volgeling van Jesus Christus. Die Here sal jou op daai pad, sal hy vir jou seën en hy sal jou beskerm. Die Here sal jou red wanneer dit nodig is. En hy sal jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en hy sal vir alle mense vrede gee. Kom ons gaan leef.